wil vanmorgen sê, dankie vir die musiekspan, want dit lekker om saam met hulle te bedien, en Shiel Bybel saam gebring het, dan die gerust saam met my lees, die boek van Mattheus, die 15de hoofstuk. Het is vanmorgen Moedersdag. As ek op begin van al die mamas te sê, baie gesê Moedersdag vir jou. Het is 'n voorrecht om 'n ma te kan wees. Dit is een van die mooiste gebeurtenisse wat daar is wanneer 'n vrou 'n ma word. Maar daar is 'n baie groot verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Daar is regtig goed wat uitstaan wanneer jy 'n ma is. Nou, ek wil vanmorgen so 'n bietjie met die mamas gesels. Mans moet nie nou dink jy is uitgesluit nie. Jy is deel van die gesprek. Jy gaan vanmorgen jou dankie sê. En dus hoekom ek in vader die man sê, elkeen van julle moet hier sit het 'n ma. So dis vanmorgen 'n baie groot voorreg. En my moeder is ook vanmorgen hier en ek is so dankbaar dat sy hier is. Mattheus 15 vers 22. Hy sê in die Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en haar geroep en gesê, wees my barmhartig Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het daar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daar kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en aan die hondjies te gee nie. En sy sê, ja Here, maar die hondjies eet daarom die krummels wat van die tafel van die baas se afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie oomblik af. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan nie vanmorgen oor ons nie, maar dit gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand oorgaan, dat U vanmorgen sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom val ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, U is hier om met elkeen van ons te ontmoet. Ons eer U daarvoor in Jesus' wonderlike naam. Amen. My thema is vanmorgen, waar moet nie opgee nie. Ek het gaan kyk na hierdie gedeelte in die woord van die Here, waar 'n vrou 'n dogter gehad het wat siek was. Sy was met die duiwel besete, sê die woord van die Here. En iets wat my geweldig aangeraak het, is dat hierdie vrou het na Jesus toe gekom, het met Jesus gepraat en hy het haar nie geantwoord nie. Ek wil hê dit hoor vanmorgen, maar hy het haar nie geantwoord nie. Nou, ek wil hê dit weet vanmorgen, want ek het in die Bybel gaan lees en ek het baie gaan kyk. Daar was baie mans wat gebid het en wanneer hulle bid was hulle gebede nie beantwoord nie, maar ek het nog nooit 'n vrou in die Bybel gekry wat gebid het, wat se gebede nie beantwoord is nie. En die oomblik toe eendag aan sit en kyk, toe dink ek daaraan dat hierdie vrou kom na Jesus toe, sy kom staan voor hom, sy praat met hom en hy draai om en hy loop. Dit is my nogal tragies om daaraan te dink dat Jesus op hierdie stadium haar nie eers wil in ag neem om net vir haar te sê, ek hoor wat jy sê, of ek is jammer, ek kan jou nie help nie. Hy draai om en hy loop van haar weg. Nou maar, ek wil dit verstaan, want baie keer in jou lewe
my omdraai en wegstap. Hierdie vrou het so intens beleef, dat as iemand vir my moet sê, ek is hier vir die kinders van Israel, ek kan nie die brood van die kinders van Israel vir die honde gee nie, dan het Jesus amper vir haar gesê, dis nie vir jou bedoel nie, want jy is nie deel van dit waarmee jy besig is nie. Hy het dan vergelyk met hond. Het is baie tragies om hier aan te dink dat hierdie vrou het alles in haar vermoë gedoen, omdat sy net met Jesus wil praat. En die Bybel sê, sy disciples het nader aan hom toe gekom en gesê, Meester, wil jy haar nie maar net wegstuur nie, wil jy haar nie net wegjaag en laat kry, want sy bly agter ons aanroep. Nou hierdie is waar die kruks van die ding lê. Hierdie vrou het nie opgehou om te roep nie. Hierdie vrou het nie opgeroep om te skree, Jesus, Seun van Dawid, sien my raak nie. Nou maar ek wil vandag vir jou sê, daar was aande gewees, wat ek in die wêreld was, wat 'n maap nie was, wat geroep het na 'n lewendige God toe, ongeag waar ek was, of waarmee ek besig was daar 'n ma, wat op haar knieë was, wat gesê, ek sal nie ophou roep na God toe, totdat hy my geantwoord het nie. Dis amazing, om daaraan te dink, dat 'n ma namens haar kind kan roep. Ek het hieroor gaan sit en dink, want hierdie vrou staan voor Jesus, sy roep agter hom aan, en nog steeds wil hy haar nie ag gee of tyd gee nie. Hy loop nog steeds aan en hy beweeg weg van haar af, maar ek wil dit verstaan, daar is altyd 'n rede hiervoor. Want baie keer in ons lewens wil God kyk of ons sal aanhou as ander opgehou het. God wil baie keer kyk of ek sal aangaan te midde van my omstandighede, te midde van waarheen ek gaan, te midde van die dinge wat ek gedoen het. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan onthou, ek was omtrent so 5, 6 jaar oud, 6, 7, miskien ja, so 5, 6 jaar oud, toe kry ek bosluiskoors. En ek sal nooit onthou nie, ek het daai nag so geweldige koors gehad, dat ek het geëil, en ek het daar gelê, en ek was so seer, en ek was, hierdie kind was gebroken, ek was stikkend gewees, en weet wat, daar was 'n ma, wat langs my bed gesit het, en haar oë opgehef is, en gesê, Here, ek smeek U, om hom aan te raak, en die koors te breek. Waarom? Want weet jy wat, die tye wat ek nie kon roep nie, het sy namens my uitgeroep. Dis nogal snaaks, dat 'n ma partykeer optree op 'n sekere manier, sonder dat ons besef, sy probeer die beste vir jou. Ek sal nooit vergeet nie, daar was nie weer 'n rugby-wedstryd met my ma nie bygewoon het nie. En my ma was een van die tannies wat die paviljoen gesien het nie. Julle ken daai tannies, né? Daai wat, kom, druk in jou kop, laat jy gaan, stoor aan strand. Julle weet wat van praat, né? Dit was daai ma gewees, wat aangemoedig het, al verloor ons maak nie saak wat nie, sy het nog steeds probeer om die beste vir ons te gee. Nou wil dit hoor vanmôre, want weet wat, daar's baie tye in my lewe gewees, wat ek gevoel het, ek kan opgee, ek kan nie meer nie, ek weet nie om hier deur te kom nie. Dan was daar 'n ma gewees, wat my bel en sê, my kind, die Here sê, moet net nie ophou nie, hou net aan, om aan te hou, jou deurbraak is voor die deur. En dan baie keer kan ons sê, maar my ma het nie so 'n aktiewe rol in my lewe gehad nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê,
miskien nie op die voorgrond nie. Maar ongeag waarheen jy gegaan het, was daar 'n ma wat vir jou gebid het. Het is nogal snaaks dat wanneer ek in 'n krisis is, of wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan of omstandighede teen my draai is ek geneig om weg te trek. Ek is geneig om myself te isoleer, want ek wil nie mense om my heen nie, punt nommer 1. Ek wil nie hulle moet sien ek is swak nie. Tweede ding is, ek wil nie hulle moet hê, ek wil nie hulle moet weet, ek gaan deur sekere goed nie. En dan is dit snaaks, dan so oproep wat neerkom, wat net vra, my kind, wat's fout? Dan kan ek sê, maar bid maar net vir my, ek kan nie hierdie goed bespreek nie, of ek wil nie nou daaroor praat nie, en sy het nog nooit gesê, maar praat met my, of doen nie, sy het altyd net gesê, dan bid ek vir jou my kind, want ek weet God het die antwoord op elke probleem en elke situasie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar was tye gewees, wat ek dink my ma gevoel het, sy moet opgee en klaarmaak en sê, ek kapot en die stof van haar skoene afskud, maar sy het nie opgehou om te roep na God toe nie, want sy het geweet, God het 'n plan met haar kind se lewe. It's amazing dat wanneer God met jou praat, dit baie keer nie oor jouself is nie. Ek het hieroor gaan sit en dink, want die vrou het nie opgehou nie. Hulle sê, mans jy moet hierdie kop toe vat nie, maar hulle sê die gekef van 'n vrou is soos 'n druppende kraan. Bybel sê so, Spreuke, hy sê, dit kan partykeer so irriterend wees. Ek weet nie wat jy al gehoor, het jy al die nag geleer oor die tik, Boeta, as die kraan se seelstuk en dis draai ek 'n waslamp om hom en ek laat hom hang, want ek kan nie daai gedrup hanteer nie. But it's amazing dat hier die vrou met soos 'n druppende kraan, sy het nie opgehou. She gave it her all. Hoekom? Want sy het geweet, hierdie is die enigste en laaste uitweg wat daar is. Is nogal snaaks. Ek het al baie keer met ma's gesit en praat, en nee, wat was die antwoord by baie van hulle? Pastoor, as God nie ingryp in hierdie situasie nie, gaan my kind dit nie maak nie. En baie keer, dan sê ek vir die vrou, het jy al hieroor gebid? En sy sê, pastoor, of jy saam met my bid of nie, ek sal nie ophou om vir my kind in te tree. Al sit jou kind in die tronk, al sit hy op death row, al lê in die hospitaal gekoppel aan masjiene, daar se ma, wat al gee al die ander op, sal sy nie opgee nie. En ek wil begin saammaak wat jy sien, ek het iets begin leer, dat toe hierdie vrou begin, het sy hom gevolg, maak nie saak waar hy gegaan het nie. Hoor wat ek sê. Sy het vanaand in die veld oorgeslaap het en om 'n kampvuur gesit het. Sy het dalk 'n enkie daarvan af tussen die bosse gesit en gebid, Here, laat my net wakker word voor hom, dat as hy opstaan, dat ek kan saamgaan. Want elke hoek en draai sal ek hom vra, help my. It's amazing, die skrif voorheen vers 27,
sê sy vir hom, Here, help my. Ek dink die is een voor hom, skies gehad, dan kyk ek vir my, die skrif wat sy sê, help my. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, ek is nog nie die beste vrou nie, maar Here, help my. Here, ek is nog nie die beste ma gewees vir my kind nie, maar Here, help my. Here, ek is nog nie die skoonste en die mooiste nie, Here, help my. Ek is nog nie die maaste en die hele wat almal kyk nie, maar Here, help my. Ek het iets geleer by 'n vrou. En dit is al gee allemaal op haar kind. Sal sy nie opgee nie. Ja, dit voel partykeer, ek kan met 'n vuis slaan. Maar as my broer vertel, ek sal jou nie terugslaan in jou baby skoene in, en ek sal jou oorgroot maak, dat jy regkom. Ons het dit geglo. Ek het die dag gevraag my mama, kan jy my nog een volgende week inslaan? Toe sê sy hoekom, toe sê ek, maar is volgende week pijday. En ek kort sy keer. Jy het altyd gesê, jy sal my tot die volgende week toe kan slaan. Maar as iets wat ek geleer het, dat was baie kere, dat sy is opgegeven tot my. Sy nie. Ek sit gister by my oudste broer aan tafel, ons raak aan eet vir Moedersdag, en terwyl ons sit in kuier en lag en gesels, toe sê iemand, dat die nommer dit beseker vrek moeilik gewees het om hierdie kinders groot te maak. Hierdie klomp seuns. Ek weet nie hoe jy dit gedoen het nie. Ek het nie op woord gesê, maar ek het geweet dat die antwoord is. En hy was stuige. Dat niemand van weet nie wat self in die kamer toegesluit het. Vir 'n dag of 2 voor God gedeed. En gesê, Here, ek gaan nie opgee. Te midde van die omstandighede nie. Daar was 'n stadium dat my suster gediagnoseer was met kanker. My ma het haarself gaan toesluit binne in die kamer vir 'n paar dae. So ons eetes was op dit wat jy kry. Wie vat wat daar is. Ons het nooit gebou nie, want ons het geweet, my ma is besig om 'n stryd te stry namens een van haar kinders. En weet wat, as ek my suster sou doen, sou sy dit vir 'n nier doen, sou sy dit vir Jaco doen, sou sy dit vir my doen. Ek het baie keer, as ek na my ma kyk, en ek sien hier 'n heel kort tangetjie, dan dink ek, as David so aangehad het, kon hy 'n paar reëse verslaan het. Maar daar was iets gewees wat in my hart opgekom het. My suster was gediagnoseer met hierdie kanker, en toe hulle haar in die theater invat, toe sê die dokter, hy weet nie wat het gebeur nie, maar hy hele baarmoeder in die binnerkant, want sy kanker in die baarmoeder gehad, so dik laag slijm gehad. Toe hulle die slijm uitvee, dus hy een worteltjie wat deurgegaan het. En hulle raai worteltjie sommer met bestraling en goed, of met 'n chemopil of iets, ek kan nie onthou nie, bestraling pil, radioactieve pil, ingesit, en het was geïlimineer. Toe die dokter sê, hy weet nie wat het gebeur nie,
kan ek sê, ek weet wat het gebeur. Daar was 'n paar dae en nagte wat 'n ma nie opgegee het nie. En ek wil hê dit vanmôre hoor, mamma, dat jou kind voel partykeer of jy met die vuis kan doodslaan. Ek weet hoe dit voel. Voel partykeer of jy, as jy net die kind kan vat om een ruk, dat hy wakker word, sy oor hom wakker klap. Ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel om die donkerste put te sit. En ewe skielik, dan kry ek 'n nuwe plan, ek kry nuwe moed. Ek kry nuwe inspirasie en gaan sit en dink ek oor en dink ek, Here, waar kom hierdie goed vandaan? Dan sien ek 'n ma wat haarself toegooi met haar talent. En voor God lê en sê, ek sal u nie los voor het nie my kind aanraak nie. Die Kananeese vrou, die laatste vers sê, en toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees. Hoor wat hy sê. Laat dit vir jou wees, soos jy wil hê. God sal dit nie vir 'n man sê nie. Hoor wat ek sê. Mans, hoekom sê ek so? Want ons mans is mos gewoonlik, jy wil een ding hê. En die oomblik as jy na hom kom, soek jy eintlik iets anders. Jy soek eintlik een langsam. Jy weet, jy nie hierdie bakkie, jy wil nie een langsam soek. Maar hy sê vir die vrou, dat het vir jou wees, soos jy wil hê. Sy het nie aangehou om te pes nie. Sy het nie aangehou om te sê, Here, praat met haar of doen dit, of Here, dryf die duiwels uit nie. Sy het omgedraai en geweet. My broer Jaco was ongelooflik stout, lief vir beklei. En een aand toe tel ons 'n fight op met 'n paar boekies. Ek sal nooit vergeet nie. Maar Jaco is voorbok, hy slaat eerst. En na aand, toe gryp die ou so op die kop eers en hy slaat vir hom, maar sy klere hier is so vol bloed. Van die ouetjie se bloed, ek sal nooit vergeet nie. En ja Max, jammer, ek gaan huis toe. Nou moet ek inslip en van klere gaan steel, dat ek dit kan uitbring, want ek weet as my ma hierdie klere so sien, is dit nag. Dis ken van ma. Maar ons het nie daarmee rekening gehou, ons moet op dieselfde tafel as sy sit, as ons eet nie. Ons het in die huis ingeslip, Jaco se klere in die bad gegooi en het getrap en gespoel en die bloed het so 99% uitgekry, dat maar nie moet sien nie. Maar toe ons as die Vrydag aan die Sondagmiddag aan tafel sit, binne in Porterhouse, in Kiewis, in Westgate, toe my ma opkyk, toe begin sy te huil. En ek het Jaco kyk vir my, sê jy met split, ek sê jy nie. Ek kyk op en hy sê, ma wat fout, sy sê, hoekom is jou hand so blauw? En vol werke.
dinge wat ander nie oplet nie. Let jou ma op. En ek wil vandag vir jou sê, ma, as jy 'n kind het soos wat ons was, moet jy op 'n bid nie. Ek kan vandag getuig, ek is 'n produk van gebed van 'n ma. My oudste broer is die sekretaris-generaal van die kerk. Hy is 'n produk van die gebed van 'n ma. En ek wil vanmôre vir julle sê, mams, moet nie opgee nie. As hierdie vrou moes opgee, as hierdie vrou moes opgee langs die pad, sal haar dogter nooit genees word nie. En ek wil vanmôre vir elke ma sê, wat hier sit, dankie dat jy nie opgegee het nie. Ek moet in die huis uitpraat. Annelie was op 'n stadium, het sy hormoonbehandeling gekry en sy was baie kwaai. En sy het homeschooling gedoen met Mornay. En ek sit binne in 'n vergadering en ek sien Mornay bel my. En ek is so bang iets is fout, ek staan op, ek sê die ouens verskoon my asseblief, laat ek dit gaan hoor. Ek stap uit, ek kan door die vriend, sê jy is morgens, en hy sê, Dad, ek sê, ja my seun, hy sê, wil jy nie net vir ma vra of het sy pille gedrink vanmôre nie. Ek sê, hoekom? Hy sê, pa, sy is weer in nieuw vandag. Maar sy opgegeef met jou, my kind, as jy nie waar jy vandag is nie. So ma, al beklei jy hom, al stoot jy om in die regte rigting, al doen jy wat, al sit jy terug en bid net vir hom, ek smeek jou, moet nie ophou nie. Kan ek vra dat al die ma's vanmôre vir my sal opstaan, wat in die kerk is, asseblief. Jy geweet dat hierdie vrou het haar liggaam opgeoffer om 'n kind in die wêreld te bring. Daar het iets plaasgevind in haar buik wat gemaak het dat rekmerke deel van haar lewe is. En nie omdat sy nie mooi is of nie aantreklik is of noem dit wat jy wil nie, maar omdat sy die besluit gemaak het om lewe in 'n wêreld te bring. En as ek vandag kyk na Moedersdag, dan sê ek vir die vrou wat my kleinkind in die wêreld gebring het, baie dankie, sy nuwe lewe in my huis ingeblaas. En so kan elke mamma nuwe lewe in 'n huis inblaas, maar ek wil gou vir jou bid. Ek wil net vir die Here sê, dankie vir vrouens soos julle. Kom ons bid saam. Pa, as ons hande uitsteek na die vrouens toe, kinders as daar is, steek julle hande uit na die vrouens toe. Onse Vader, wat in die hemel is, so dankbaar is ons, dat daar vrouens is vanmôre, wat mamas genoem kan word. Here, so dankie vir vrouens, wat baie nagte al gelê en bid het, vir hulle kinders.
ure opgeoffer het, en dat hy kind siek is, baie ure langs 'n rugbyveld of langs 'n sportveld opgeoffer het, om haar kind aan te moedig. Here, dankie vir mamas wat 'n groot rol in hulle kinders se lewens speel. Here, dankie vir mamas wat nog nooit opgegee het nie. En ek wil vanmôre bid, Here, kom vat U op die vrouens, en maak hulle toe met die kosbare bloed, met U liefde en die genade. En Here, baie dankie dat ons kan sê, daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus, 'n wonderlike naam. Here, seën hier die mamas, met nuwe liefde, seën hulle met nuwe krag, nuwe ywer, seën hulle vanmôre, en hy uithou vermoë, wat net te maat. Ek eer U daarvoor in Jesus, wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem. Terwyl die musiekspanne voorkom, wil ek die laaste gedagte meedeel. Daar's niks, hoor wat ek sê, daar's niks so gevaarlik soos 'n ma wie se kind jy seer maak. Is dit die waarheid? Ons mans weet het van ons, nie maar nie. Pastor ons sê, loop het af, kom, staan op, draai neer. Nee, maar nie. Hy was nog 'n klein vir hy kind. En glo my, jy moet het lief. Maar as ek wil vandag vir jou sê, al beklei jy hoe wat, en al doen jy wat, jy kan ongelukkig nie namens jou kinders besluit nie. Hoor wat ek sê. Ek het al by ma's gesit, sit die kind in die tronk, dan sê sy my pastoor, ek het misluk. Skip ek my kop en sê, nee, jy het nie misluk nie. Die kind het misluk. Jy het jou beste gedoen. Maar kan nie met die kind. Kan nie met jy, maar met jou kind kies. Dus allemaal moet ons eie fout gemaakt. En maar baie dankie, alleen het verkeerd gekies. En nog steeds my gebed. Amen. Mams, geseënde Moedersdag vir julle. Ons staan saam vir die laaste keer die broers het genaamd die of na die Here en ons woord te kom asseblief. Jesus.